Baie welkom by ons eerste kampioendiens vir Thomas 26. Baie dankie dat julle dit meegemaak het. Nou baie van ons is nog moeg. Ons het 'n lekker rowwe naweek gehad, baie dienste gehad, geseënde dienste gehad. En die Here het ons al gebless die naweek. So die van die wat nou nog nie 'n gebleste naweek gehad het nie, ons sit maar hier naby om aan te sien om Johan en hier naby Bonnie van Willem, hulle was al die naweek daar dat hulle gees so 'n bietjie meer van afsmeer vanaand. Dat jy nou nog so 'n bietjie ja, langs die kom in die pad oor. Dis kom mense wat daar was. Kom vryf 'n bietjie af vanaand en lees maar so 'n bietjie. Nou ja. Kom ons open dan met gebed. Dis op ons open met gebed. Ons open met gebed. Kom ek begin dan maar terwyl almal nou so stil sit en niemand wil sing nie. Ek sien nie die gitare sal aan die brand nie. Ek wil as jy die vier aan die gang is. Ons almal besef dat hierdie werk is nou punt voor werk op die ons almal het op 'n manier 'n bietjie verwagting gehad vir 'n bietjie vuur. Die wat nou gewoond is, laat ek eerder sê, die wat aan die punt vir my groot geword het. Ek wil nie sê almal het dieselfde verwagting nie. Maar hierdie week se verwagting en dit was nou nie noodwendig ons tyd hierdie week gewees het spesiaal vir dit afgesonder het nie, maar hierdie week het ons so 'n bietjie gebid. Gebid vir die uitstorting, gebid vir die vervulling, vir die nuwe vuur, vir krag en vir heerlikheid. Hierdie week is eintlik hierdie tyd aan 'n tyd toe die disippels nadat Jesus opgevaar het, en Jesus hulle agtergelaat met 'n gedagte dat hulle vir iets moet gaan wag. En hulle is na die bovertrek toe, en toe hulle by die bovertrek kom, het hulle iets direk ontvang. Nee. Goed. En dit is wonderlik om te weet dat niks was net daar vir hulle gegee. Hulle kon nie net instap in hierdie bovertrek nie. Ek kan ook nie sê dat interessant genoeg hierdie selfde bovertrek waar hulle was, dis dieselfde bovertrek waar Jesus die laaste maaltyd op met hulle gevier het. Dis waar hy die laaste Pasgafees op met hulle gehad het. So in hierdie ontmoetingsplek, hierdie bekende plek waar Jesus altyd weer vir hulle dinge vertel het, wonderlike getuienisse gehad het. Dis al ewes skielik niks. Ek wonder baie keer dat wanneer ons op 'n plekkie kom, en dit is nie meer die normale plek wat ons herken. Hoe reageer ons dan? Dan voel ons 'n bietjie uitvlug. Maar weet jy, die disippels het een ding in hulle hart gehad, en dit was dat hulle met die Heilige Gees vuur aangedoen sou word. Hulle het nie geweet wat dit presies is nie. Hulle het gesien dit was in Jesus se lewe gebeur, maar in hulle lewe was dit nog niks van die prominente soos wat in Jesus se lewe was. Weet jy dat Jesus, weet jy dat ek besef, ek sê nou, begin my so vanaand sê, dit Vrydag of gisterand by my opgekom terwyl ek in die diens sit. Weet jy, dit is goed om 'n kerkganger te wees. Maar die vraag kom dan nou, wanneer laat ons die disippels? Ek sê. Want vir jare lank was ek 'n kerkganger gewees. Ek het verstaan dat die goed wat Jesus gedoen het, maar ek het nie by Jesus gaan leer nie. Die baas het vergeet om dat Jesus is die voorbeeld gewees en ons is eintlik van aanleer. Hy het ons nie geroep om met krag aangedoen te word nie, maar ons moet disippels wees. En dan wanneer ons disippels is en ons kry die krag, dan moet dit wat Jesus vir ons gegee het, dan wat moet met dit gebeur? Dit moet uitgaan. Matteus 28 vers 19 die groot opdrag. Ons almal het al daai skrif gelees. Hy sê gaan dan heen maak disippels van almal. Alle volke, tale en nasies. As ek vanaand iemand vra, wat beteken dit om 'n disipel? As ek iemand net kerk te doen.
Wat beteken dit om 'n disipel te wees? Skop vertel van sy wonderwerke van nie. So ek gaan nog terug en my gedagtes hardop net terug in die Ou Testament. Met die aan Elisa, want die profete seuns hulle gevolg het en opgetree het soos hulle opgetree het. Hulle het hulle fisies gaan leer, waar hulle gaan sit, gaan kyk hoe tree hulle op en hulle dan soos hulle moet so ding minute. Is dit nie? En dis eintlik wat 'n disipel is. As ek sê dan ek is 'n disipel, moet ek kan doen wat Jesus gedoen het. Is dit nie? Kom nou kind van die Here, dink gou saam met my, want as ek sê ek's 'n volgeling van iemand, dan word ek soos hy. Nou kom terug in my persoonlike lewe. Nou ek het in die era groot geword waar die twee beste senterpare in die wêreld gespeel het, Jacques Fourie en John de Villiers. Jy kan my nou spyt. Daar's niemand wat hulle gaan top vandag. Christo, ek nie nou hierdie gewag nie. Jy weet nie waarvan jy praat nie. In 'n geval ek grap dit. Maar in 'n geval ek het in daai era groot geword waar want hy was het obviously is die prominente centers gewees. Nie net in Suid-Afrika maar reg oor die wêreld waar niemand wat so goed hulle was nie. Maar wat ek vir 'n tyd lank buite senter gespeel het, was Jacques Fourie my gunsteling speler. Hy het op te woord. En hy het ook gebeurd. En sy van ons Hy sê jy sien, julle verstaan dit wel. Dit is nie kwale by ons. Maar in my hart, as ek uitgedraf het, wou ek iets hê wat hy gehad het. Ek wou gehad het in my spel dat ietsie van dit moes uitkom. Ek wou soortgelyk. Ek sou nooit soos Jacques Fourie kon wees nie, want op 'n stadium het ek uitgeskuif vleuel toe, stel ek nie meer soos senter speel. Maar my hart was, as ek iets net kon hê wat hy gehad het, dan wou ek dit maak. As ek sy sidestep kon gehad het, as ek sy defense patterns kon lees, as ek dit kon verstaan het, of die aanval kon lees op die defense, dan was dit vir my goed genoeg. Ek wil mimiek op die beste moontlike manier. Is dit nie? En met Jesus is dit nie eintlik dieselfde wat ons veronderstel is om te doen nie, is dat, weet jy wanneer kom ons nader aan die Here? Ek dink pastoor Corneille het vanoggend so mooi gesê, vir die wat nie daar was, dit kom op een vraag neer, om te vra, wie is die Here? En natuurlik, dis een van die belangrikste vrae wat ons moet vra, wie is die Here, want ek moet die Here ook leer ken, vir wie en wat hy in my lewe is. Maar as ons nie die woord optel, en ons gaan lees nie al hierdie wonderwerke van Jesus nie, en die skrif verklaar dat hulle kon nie al die goeie skryf wat Jesus gedoen het nie, want dit sou te veel gewees het van hom te skryf. Maar as ons net hierdie paar voorbeelde kan vat, van dit wat Jesus gedoen het, en ons kan uitleef. Dink om ons 'n verskil, wat werklik in die wêreld moet wees. Hoeveel meer mense sou Jesus kon gesien het, as jy daar verbygestap het? Ek dink pastoor Corneille, een van sy getuienisse wat hy volgens vertel het op die diens. Waar by die diens by die huis gekom het, nadat hulle net so bietjie die Here geloof en geprys het. Dit gaan nou nie om enigiets anders te nie. Kom die tannie en sê by die pastoor en sê, luister, hier aan my rokspand hang die kankers wat uit my liggaam uitgeval het. Sonder dat iemand kan, sonder dat 'n hand kan maak. Weet jy kind van Here, dit is nie goed waarvoor die ons hier aarde gesit het. Dis nie oor dat ek 'n prominente figuur in die lewe moet wees, dis dat Jesus die prominente figuur in die lewe is. En soos wat hy die prominente figuur is, het hy 'n belofte vir ons nagelaat. En nou vanaand het ons 'n vuur hier. Weet jy dat hierdie vuur stel dalk vanaand vir u dalk 'n kuier voor of 'n gesellige tyd voor. Maar toe die disippels daar die boog vertrek het, hierdie vir 'n krag beteken. En nie op dieselfde wyse wat ons dit vanaand sien nie, dit het bo op hulle koppe verskyn. Maar weet jy, dat wanneer hierdie vuur ons lewens aan die brand gesteek, dan niks wat dit bereik is. Wanneer ons dan Jesus mimiek of disipel agter hom aanloop en sy voorbeelde volg, wil ek vir sê dat die wonderwerke waarvan ons so hoop, waarvan ons so bid, wat ons so na smag, wat spontaan, en dan volg ons die regte voorbeeld.
En ek wil nie vanaand hier lang besig gaan, ek wil kort gedeelte lees. Hy sê, en op Handelinge 4:31 sê hy, toe hy gebid het. En dit is nie die eerste keer toe die Heilige Gees uitgestort het, dit is die tweede keer, Handelinge 2 is die eerste keer. Handelinge 4 praat hy hier, in Handelinge 4:31, en hy sê, toe hy gebid het, is die plek geskit, waar hulle saam was. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. So dis nie die eerste opvulling nie. Weet jy, dis eintlik mooi om daar te dink, dat kort nadat hulle die eerste keer gevul is hulle weer vervul. Die Heilige Gees krag kan spontaan enige oomblik weer word. En ek kan ook niets in die lewe doen. En ek dink dit is iets wat ons baie keer vergeet en verag word. Want ons raak gewoon, ag Here, nou die dag in die bid, ons raak ons is gemaklik met die gawes wat ons bedien. Dan weet jy dat ons besef, ons bereik eintlik wat 33,3% van die werklike gawes, dit wat ons in die kerk moet opereer. Maar 66,6% as ek dit vanaand vir jy so kan sê, maar die kerk moet nie eers in vervolging bereik het. Ons lyk. Kom dit tekort. Want ons is nog nie so ver aktief aan. Ons wil net gedisipel geword het tot die tyd wat van die wet. Die Heilige Gees krag en vuur, dis wonderlik. Dis lekker, dis goed om te profeteer. Dis goed om al die gawes of een of twee gawes te hê. Maar wat van die ander gawes? Wat van die res? Wat van die diepte? Weet jy, Esekiel skryf, ek dink jy maar dit nou die dag opgesit. En hy sê dat dit begin enkel diepte, wat uit die water ontstaan. Dan raak dit nie, dan raak dit diep, dan raak dit nie waar dit so. Dit is op 'n plek waar ons moet eintlik uitkom, ons moet in die volheid van God. Ons moet in die volle werking, weet jy dat die Heilige Gees op die uitstorting is wonderlik, maar dit beteken niks, nie alvoor en grond, en volle Godheid. 1 Korinte 12 skryf ook, of 1 Korinte 13, dan sê hy al het jy al hierdie gawes, maar jy het nie die liefde nie, as jy nie God in dit het, beteken dit op jou niks nie. Ek kan al hierdie gawes hê, maar as ek nie God in dit het nie, dan is dit niks. Ek kan profeteer tot ek blou in die gesig is, en ek kan vir mense se sondes openbaar en al wat goed, maar as God nie daarin is nie, dan mis ek die hele punt. Want ek mis dit wat van die Here op my aarde gesit het. Dit is nie om enigstens 'n ander of 'n aansien te kry nie. Dis sodat hy deur elke omstandigheid in die lewe kan gebeur. Wanneer die Heilige Gees op jou kom, is dit ook nie vir jou sodat jy alleen moet krag. Wanneer die Heilige Gees op jou kom, is dit eintlik 'n teken dat jy moet iets vir iemand gaan beteken in daai wêreld. Baie keer dan in jou gebedslewe dan ervaar jy en ek kom uit hierdie dat ek trek nie my hand vir dit nie. Dis net om kom op baie keer so 3, 4 uur in die oggend gaan bid. Die Heilige Gees is daar met ons en hy boodskap vir ons hart. En dan is dit belangrik dat ons daai boodskap moet afsien. Iemand moet dit hoor van die Here wat hulle praat. Wanneer die Heilige Gees in vuur op ons kom, is dit nie vir jou of jouself te hou nie. Dis sodat ander bekragtig kan word en die werking kan sien. Want dit is wanneer ons disippels maak. Disipelskap is nie net dood eenvoudig ek maak 'n maatjie met jou kerk. Disipels moet leer. Ons moet anders doen. Ons moet waar. Ag kind van die Here, hy sê en toe hulle gebid het, is die plek geskep waar hulle saam was en hulle almal is vervul met die Heilige Gees en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. En my gebed van my hart vanaand vir u is dat wanneer die Heilige Gees vuur u trek en u die volle werking van die Heilige Gees het, dat u met vrymoedigheid die gawe kan gaan bedien wat die Here vir u gegee het om uit te dien. Dat u dit met hart en siel kan uitgee, sodat almal vanaand 'n aandeel in dit kan hê. Jy weet dat u gawes nie vir jouself nie. Die Here het dit nie vir jou gegee vir jouself nie. Die Skrif sê vrylik het jy dit van jou vrylik. Moet jy dit vir my doen. Nee. Hoekom het iemand anders dit vir u nodig? Weet jy dat daar was op 'n stadium is daar 'n man wat agter Paulus aan 'n laaste en hy skree, "Hey, ek wil dit vir jou koop."
Wil jou gawes by jou koop, hoe kry ek dit? Ek wil jou betaal, leer my om dit te doen. Paulus is kort van draad en hy bestraf ons. Hy spreek die woord uit en hy sê, jy sal in die ewigheid nooit die gawes ontvang nie. En hy gaan en hy sê, nee, dis kwart in die lewe. Moenie my so bestraf nie. Ek wil dit nie hê vir die geld en al dit. Weet jy kind, die stijde om te sê, dat die gawes is nie hier of enige iemand nie vir het geld te versaal. En dit is hier om God te vereer en dit is hier om disciples te maak. Ons moet disciples gaan maak. Ons moet mense gaan wakker maak. Weet jy dat, en dit is my begeerte vanaand, is dat die Here hierdie vaart in wil. Hier moet 'n ommerswaai kom. Hier moet 'n hartsverandering in hierdie plek plaasvind. Weet nie of jy dit al besef het, maar as ek hier deurkom, dan voel ek, Here Jesus, is so iets wat hierdie dorp vind. Dis so 'n morbide gees wat in hierdie dorp rondhang. En ekskuus ek noem dit vanaand vir u, maar ek weet nie of u dit al ervaar het in die lewe nie. Ek was nou vir 'n lang tyd uit en nou het ek terug gesplit maar dis 'n negativiteit. Mense het nie meer 'n uitsig en 'n hoop vir 'n toekoms om hier te bou nie. Ek wil vir u sê dis 'n verkeerde gedagte van julle hoop. Of miskien het die Here my net alles van mekaar gesit. Of ek het iets anders gedoen. Maar ek wil vir u sê, dit is tyd, kind van die Here, ons moet hierdie dorp gaan omkeer. As ons 'n verandering in hierdie dorp wil sien, moet jy sê, dit kom by ons begin. Gaan een persoon kos, een persoon, en die hele land word aan die brand, of die hele dorp word aan die brand. Dit kos een persoon wat net sê, ek wil net iets anders doen. Ek wil net eers 'n bietjie nader aan die Here kom. Here, ek begeer niks anders te doen behalwe U. Wanneer die krag nie saambaar is, dan kom mense tot bekeertenis. Nie omdat dit 'n wonderlike prediker is nie, nie omdat hy goeie geld betaal word nie, maar omdat hy die geloof het dat die Here Jesus iets in sy lewe kan doen, iets in iemand anders se lewe doen. Amen. My gebed vir julle vanaand is, mag die Heilige Gees vir u so hoog in julle lewe brand, dat dit julle lewens kan verander. Maar met dit saam, mag julle die dieptes van God raak. Dat jy kan gaan van krag tot krag en van heerlikheid tot heerlikheid. Dat jy die dieptes kan verstaan. Daai smagting wil hy hê. Jy het 'n smagting. Na dieper. Na bietjie meer. Dit is wat die Here vir jou wil gee vanaand. Jy soek nie net die pyn. Jy soek baie meer. Ekskuus, dis 'n lang tyd eintlik wat jy 'n smagting in jou hart het. Iets wat jy nie met baie mense doen. Maar die smagting is daar en jy sien dit raak. En hoe dieper jy wil gaan, is hoe dieper jy in jou kan gaan. Hoe verder jy wil gaan, hoe verder die Here jou kan gaan. Die Here wil onweervol bring in jou wys. Hy wil jy dieper gaan. Dieper vat is wat jy nodig. Op pad dat jy daar moet sê, Here, jy weet geweet die pad is daar. Hou net vas nie. Here, die Here wil nie verlaat het, Here, omdat nie gees het ons nie verlaat. Sien jou begeerte raak. Jy supply uit ons die. Maar wat dat jy wil huis moet dit is 'n bietjie weer. Wees in my deur. Want hy sê voel dit is goed en jammer wys. Ag die Here is wonderlik, Here. Ons dien 'n kosbare. Nee, ons dien 'n kosbare wonderwerk. Ekskuus julle, dit is eintlik 'n lang tyd wat ek al uit het gebeur. Nou moet ons net spontane kom oor die Here net praat. Nou julle, ek wil vanaand ietsie anders te doen ook. Terwyl ons in hierdie tyd is. Ek weet nie of jy weet nie, maar ons het 'n paar mooi jong mense wat in die kerk is. Weet jy dit? Het jy al gesien? Ons het nie net mooi jeugleiers nie, moenie net vir hulle kyk. Ander mooi kinders ook. So ek is trots op ons kerk se jong mense. So hier's Anoushka vanaand. Sy is hierdie jaar besig met matriek. Ons wil vanaand vir haar bid. Poppy en Chantal ook bid vanaand.
Ons wil ons kinders ook so bietjie verkeer. Ek sê dit is my so lekker. Ek is nou so bevoorreg dat ek word vir my baba Christus. Hy nooi my nooit eens as jy nie. Sê ek is trots op hom en so 'n manier nie, maar hy weet seker sy hart ek is trots op hom en my woord kom met een skief my speel hom. Julle heel agter hom. Dis net wat hy laaste uitgedra het. Maar ek wil net vanaand afsou hierdie kom by julle kom voor dit of julle bring maar ek wil vanaand net sê weet jy ek is trots en ek is nou op die donderdag. Wanneer het jy dit donderdag? Woensdag. Nou kyk gou van hier julle. Ek kan nou nie vir julle almal dit laat sien nie. Maar kyk al hierdie sertifikate van hoe oulik hierdie meisiekind speel. Maar ek wil vir julle sê sy het so 'n kampioen gespeel Woensdag waar sy het haar hart uit gespeel. Ek het gesien haar gryp sy die bal en sy speel dan met ek wil nou sê so Waffers se senter, maar dit was nou gelukkig was dit al presies. En sy was 'n speler van die wedstryd so ek is trots op haar. Ek wil vanaand hê dat julle moet sien. Kyk gou hier. Ons kinders presteer in ons gemeente. Ek is trots op hulle. Op elkeen van hulle. Jy het Dinsdag baie mooi gespeel die rukkie wat jy op die veld was. Nou ja, ek wil julle vra. Ons staan sommer hier so dat die rooi nie by julle. Julle sê trek, die rooi trek moet na die rooi mense. Dis die rooi en dan weet jy. Ja, nee, Wat is sy naam? Klok. Klok is. Net met 'n klasbaan. Ja, ek gaan nou vanaand dan nou vra vir die jeugleiers om hulle te versaam. Amen. Dis my voorreg dat ons jeugleiers kan nie meer stil sit nie. Hulle moet vandag môre. Jy het 'n lank gerus. Sal vir jou sal Ja, sal ek nou so dat my vrou julle bid. Sê, ek gaan dan nou vir Werner en Bianca oorgee. Werner oorgee, dan gaan ons bly in musiek. Staat die musieke, dan gaan ons lekker marshmallows braai en ons gaan net 'n lekker tyd in die Here saam met mekaar. Mag die Here julle seën vandag. Terwyl hulle regmaak, ons gaan volgende Sondag oggend ons vra dat almal wat kleinkinders het, kinders het, wat nou met eksamens gaan begin of reeds begin het, bring julle kleinkinders as hulle sal en ons wil hulle pak
examen survival, want dit is moeilik om eksamen te skryf. Vir die kinders amen sê. En die mamas wat help. So volgende Sondagoggend van ons spesiaal tyd maak vir mooi julle kinders, mooi julle klein kinders, dat ons vir hulle self en vir hulle kan bid, want dit is moeilike tyd. Ons baie druk op die kinders van die skool se kant af. Amen. Amen. Ons sing lekker saam, daar's verlange in my hart na Jesus. Daar's verlange in my hart na Jesus. Daar's verlange in my hart na Niks nie. Jo. Nou ja, oké, wel gaan ek nou maar getuig vanaand, want julle wil nou niks sê nie. Julle laat my baie werk vanaand, dis omdat ek nou nie hier was nie. Maar ek wil vir die Here dankie sê vir 'n naweek soos hierdie. Weet jy, ek kan nou sê Vrydag aand was my nou baie
Sien weer agter, ek het nie veel onthou van Vrydag aand nie, dood het klaar was, so ek het dankbaar gestaan gewees. Maar dit was my geseënde gestigte maand. Dit was my lekker om vanoggend se diens was my besonders geweest. En dit is my besonders. Ek weet nie of jy al ooit ervaar het in 'n prediking dat wanneer die Heilige Gees saam met 'n prediking deurwerk. Ek weet nie of jy dit al ooit beleef het. In my lewe was al so 3 of 4 preke wat ek gevoel het wat my so in die hemel intrek. Ek onthou een diens is 'n baie jare terug in Primrose, so ek was sit en die pastoor preek, voel ek soos wat hy preek, hoe ek so vlakke deur gaan. Ek weet nie of jy dit al beleef het. Vanoggend was dit weer my besondere voorreg met pastoor Cornay. Jy weet nie, net om weer te hoor, net weer te besef dat dit gaan oor die diepte van God. Dit gaan oor die diepte van God en mag ek moet vir jy sê die laaste tyd, dis iets wat die Here op my hart lê, iets wat die Here op my hart druk, is om die dieptes van die Here te ondersoek. Dis om by die krag en by die heerlikheid uit te kom. Dis goed om al hierdie ander goeders te hê, maar om daai begeerte te hê, Here, ek soek meer. Nou vir 'n tyd lank, was daar iets wat ek op my witbord geskryf het, agter in my kantoor. Ek sal nie nooit in my kantoor in my kantoor by die huis. Dis daar, het ek vir myself so berg geteken, ek wil ook nie jy moet sien hoe lelijk ek teken nie. Maar met die gedagte daar om hoor op die berg te gaan. En as ek daar dink, dan dink ek aan Moses, toe hy vir die Here sê, maar Here, laat ek jy sien van aangesig tot aangesig. En die Here sê vir hom, ek kan nie, want jy sal sekerlik sterf. Maar wat ek sal doen is, ek gaan hier voor by jou beweeg, en dan verberg jy jou gesig. En as ek hier verby gegaan het, dan kan jy jou lakendies verlaken om het afval, en my van achteraf aanskou. Maar as jy my van aangesig tot aangesig moet aanskou, sal jy dit nie kan oorleef. En weet jy dat die Moses daar het God wat by hom beweeg het. En weet jy wat is dit? Die Moses om vraag, wie is jy? Vir wie sê die mense, wie is jy? Wat het die Here van gesê? Ek is. Hy het nie vir hom gesê 'n naam, hy het gesê ek is. Volgens toe dink ek, hoe amazing is dit, dat die Here homself nie in een ding beskryf nie. Maar as iemand vra, wie is dit wie jy dien? Dan sê hy, ek is. Toe staar ek my. Die diepte van God, die heerlikheid van die Here, dat hy nie gevasgevang is in die kante van God sien. Maar as hy sê ek is, dan is hy dit. En dit was my so lekker om te besef, maar Moses toe God nou verby beweeg, en dan skil van agteraf. Weet jy dat die skrif sê dat sy gelaat het verander, sy gesig het helder opgehelder. En toe hy daar afkom, kon niemand, geen mens kon op toe net aanskou, jy moes sy gesig bedek het vir 'n tyd. En kind van die Here, is dit nie eintlik iets waarna ons moet smag nie. Dis om op hoër op die berg te gaan, maar aan ontmoetingsplek, sodat die Here met ons kan ontmoet, dat ons gelate kan verander. Weet jy dat daai krag, hierdie Pinksterkrag waarvoor ons so wag, dat dit 'n werklikheid in ons lewens moet word, dat ander kan sien dat God is 'n werklikheid. Amen. Voorreg vanaand om hier te wees. Graag saam met ons gebruik. Liefdes besin. As ek dit so by in my eie woorde kan stel, dit is so verhoor in dit. Wat die krag van die Here aanbetref. En ek gaan dit van God vir jou net vandag en ek groot is relevant. Dit was so sy preek en sy boodskap. Baie jare terug, het was so 7-8 jaar oud. Dit was altyd iets so van die Weshuis met ons kom hulle om kan onthou die groot prediker. Hy het tyddienste gehou, so 2000-2500 mense in die tent. En daai oggend toe daag die organist nog. Een of ander rede was hy laat, of wat ook al die saak mag wees. En die pastoor sê vir ons, hy sê, maar kom ons begin sing. En hulle begin sing, geliefdes. En terwyl hulle sing, toe stap 'n dametjie uit, 'n suster uit, en sy kom klim hier agter die orgel, en almal is regtig bly, en sy begin speel, en daar begin almal saam sing. Net so in die poort in, toe staan hier 'n man in die bank, maar hy huil verskriklik, hartstogtelik, huil hierdie man so dat die pastoor die diens stop. Hy sê, wag so 'n bietjie,
kan ons net hoor, en hy stuur sy Amstraals, en hy sê, bring vir my asseblief, hierdie man voor. En hierdie man huil verskrik. En hy vra broeder, wat het gebeur? Wat is fout? Kan ons iets doen? Kan ons iets help? En hy sê vir die pastoor, pastoor, daai vrou wat agter daai orgel sit, is my vrou. En sy het nog nooit in haar lewe agter 'n orgel gespeel. Nog nooit het sy 'n orgel aangeraak. Geliefdes, ek wil vir jou sê, dis die liefde wat ons geleer het die naweek. Ek raak toe as ek sê, die Here wil homself aan ons openbaar op wyses wat ons nooit sal besef. Maar wat ons moet doen, geliefdes, net so klein bemoediging. Kom ons soek die Here met alles wat ons het. En dit wat ons insit, dis dit wat ons gaan uit. Amen. Ek wil vir jou vanaand net bemoedig, vir jou te sê, dis net die Heilige Gees wat salf. Ons gebruik 'n salfbotteltjie as 'n simbool vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Maar dis net die Gees van die Here wat salf. Jy moet dit onthou vanaand as ek vanaand net nie kan bemoedig. Dis nie die kerk wat salf nie. Dis nie die persoon wat salf nie. Dis die Heilige Gees wat die salwing en krag in ons lewens losmaak. Mag jy geseënd wees. Dankie pastoor. Ek wil ook net ietsie by dit voeg aan. So tydjie terug, ek weet nie of enigiemand al ooit in hulle self in hierdie posisie gevind het dat jy, dis asof jy in 'n groef inval van godsdienstigheid, kan ek dit noem. Wat jy doen alles en jy gaan, dis soos jy gaan deur emotions, maar jy voel dood. En dan kom ek op en ek sê vir die Here, maar ek voel hier nie meer. En die Here sê vir my, is nou snaaks, die Here praat met elkeen op sy eie vlak, maar daai liedjie is 'n wêreldse liedjie, hy sing, vergeet wat jy weet van liefde, vergeet wat jy weet van my. Die Here sê vir my, vergeet wat jy dink jy weet van my. Soek my weer. En toe ek die Here weer gaan soek, en ek sê, Here, hierdie boksie waarin ek hier geplaas het, van U is dit, U is dit, U is so, hy is dit, maar ons soek nou meer in hom. En ek sê vir die Here, ek gooi hierdie boksie, wat ek nou dink U is, gooi ek weg. Kom wys my weer opnuut. En pastoor Corneil getuig vanoggend van 'n droom wat 'n gesalfde gehad het, dat die Here het elke 30 sekondes is die engele om sy troon en dan is hulle in verbasing. En dan gaan 30 sekondes weer, dan sê engele weer, en hierdie gaan aan tot in ewigheid. En hierdie man vra die engel, wat gaan hier aan? Waarvoor is hulle so verbaas? En die engel sê vir die man, elke 30 sekondes openbaar die Here iets niets van homself aan hierdie engele. Nou hierdie gaan in ewigheid en in ewigheid en in ewigheid en ek kan getuig in my kort lewe op aarde, hoe dieper ek in die Here ingaan, elke keer leer ek iets niets. Elke keer is daar 'n nuwe openbaring. Jy kan dieselfde skrif vat en jy lees hom hierdie jaar, volgende jaar of volgende maand selfs, lees jy hom weer en jy vra, Heilige Gees kom openbaar aan my, wat wil jy sê? Dat is weer iets niets. Daar's geen einde aan hom. En 'n mens sê altyd dat hy's eindeloos, maar besef ons wat is eindeloos? Ons kan vir ewigheid en in ewigheid die Here bestudeer. Ons sal elke dag iets nuuts van hom kan ontdek. Dis die dieptes van die Here. En ons het vanoggend net weer tot die besef gekom en laat ek dit nou 'n derde keer oordra. As jy gaan bid, Here, wys U self vir my. Nie soos wat ek geleer het nie, dis reg, hou daai getuienis van wie die Here is, maar sê Here, kom wys my weer opnuut, wie is U? En ek geloof jy sal elke keer iets van die Here doen. But it's never ending. Nou, gisteraand se diens was eintlik vir my ja, baie met my gegaan. Want ons
gas verander raak in die brand. Ons besef nie, daai ou het nie gehoor, dis 'n graad man bedoel. Hy het oproepe gekry. Hy het nie gehoor nie, dis my wou sê, wie ore het om te hoor, maar nie hoor. En ons moet dit werklikheid maak dat ons ore skerp is. Dit wat ons hoor moet ons reageer. Want as ons nie reageer nie, dan gaan ons gasland in die brand raak. Weet jy wat, as jy daai stuk gesien het, gelees het oor die skrif wat ek gelees het, jy besef, dit was 'n kosbare deel van dit was sy bestaan van reg. Ons moet oppas dat eers nie om te gee, ja, om my kerk in my kamer en haar te gee. Kerk nou nie het te treden. Dit het geen waarde. Kom, Tina gepraat het oor die keer dat straf met die keer aan Brit een Sondag is hy nie daar nie en die kreeuw met die dienste maak. Toe die dienst begin, sê die hoeveel sit jy ek staan die oor en ek het niks gekry. Dit is die persoon. Ek het niks. En hy sê ek het leef vir die Here, maar ek kry nie 'n skrif. En die volgende oomblik staan daar 'n ou van agteraf. Hy kom voor niemand van ons ken nie. Maar hy kom voor dit hy sê, hy kom van ver af. Hy het 'n woord van die Here. En hy gee vir ons goddelike boodskap. En die diens klaar is hy weg, dan niemand weet hoe was hy. Maar so is die Here wakker te sê. Ons het nie bekommerd te wees oor wat sal gebeur, oor wat sê. Die Here is wakker te sê. Amen. Ja, dat is het laaste. Tweede laaste. Dis nou so. Die laaste 2 weke wat ons daar kyk. Kry ek skrif wat Here sê, wees stil, wees God. Terwyl ons hier sit, jy hoor jou wind so deur die blare, dan hoor jy daai geritsel. Die blare, dan ry die karre hier verby, dan is jy heeltemal afgegooi van die gras van die karre en al die goedjies, want die wind is die blare. Dan wil jy die geritsel. Maar ek word vanavond vermoedig, het is net soos in die Gees en die Heilige Gees ook. Dit is net die Gees stil raak. En die Gees van die Here luister. En daar, ek is die geritsel. Maar stil raak. Hy kan inwaai. En hy kan oorvat. Dit is nie heeltemal, ek net so my hart vind dat hy maar ja, ek hoef die boodskap het gekom. Dan wil ek ook net sê, ek moet net vir die skrif lees. Waarlik, daar is 'n toekoms en die hoop sal nie verydel word nie. Seker so 'n paar jaar terug, wat ons bid vir ander werk en ons lê voor die Here en ons vra, Here, as dit U wil, wys vir ons die weg. En die Here maak vir my wat Here oop om Botswana te gaan werk. En so kry ek die kontrak en hy is weg. Hy was seker 2 weke daar. Maak die kontrak toe. Daai werk is in Messina in. En al die mense, dit was 32 mense wat so daar werk is. Die skaap kyk jy aan die een by die kerk, het 'n man, hy sit in Botswana in, en word die laaste Here dankie sê vir my man, hy het my gegee en dat hy bereid is. Om
Thank you, Lord. Amen. Ja, en ek het net gesê ek het baie bly geword toe ek nou 4 toe loop want ek dog ek kan weer ons lekker kort maak. Ja. Dis 'n liedjie wat aan jou alleen nou gesing het terwyl sy daar gesit het. En dis hoe die Here werk. Hy terwyl ek besig was om my liedjies uit te werk, gee die Here vir my nadat ek klaar aanbiddingskoortjies al gehad het, gee die Here vir my die ek lief my stem. Ek gee my stem, verlos aan God die naam. En dan ons sing de sang. Kom vul my hart, Jesus bloed is zodat my leven als die kan verheer. Dan zing ek
so praat van ons oornietjie van 'n wedstryd. Was een Sondag aand gewees dat ons daar was, ek weet nie Johannes besig. Ek het so 1400 van gekom. Ek het hier daar Sandra maar die van die wedstryd. En daar het niks uitgegaan oor jy moet jou bekeer of niks nie. Toe die diens plaas en ek klim in die bakkie en sit in die bakkie en ek sê vir Henta, ek sê weet jy wat, ek is klaar met praat. En ek kom by die huis, volgende dag is ek werk toe en ons sit daar in die, ek werk al op Libanon in die goudplant en ons sit daar in die teekamer en ons is 'n klomp ouens daar en ding was gewees altyd na werk, dan gaan ons klap toe, gaan speel ons pool en daar word gedrink. En ek sê vir hulle, hoor hierso, ek het 'n besluit die naweek gemaak, ek is klaar met drank. En die een lektrice sê vir my, Hans, weet jy wat, as ek klaar wees met drank, dan sal ek eerder wil doodgaan. En 3 maande daarna, die begrawing daai ek sê, lewer opgepak as gevolg van die drank. Maar dan kom Henta van die werk af, dan sê die ouens my, ja, maar nou kan jy seker nie meer saam ons pool speel daar by die klap nie en alles. En ek wil hulle punt wys. Na werk gaan ek swem toe, speel ek saam hulle pool. Ek drink poeldrank, hulle drink hulle kop. Maar ry Henta daar verby en sê, o, dit het nie lang gekry. Kom sy by die huis, dan sien ek, as ek al groet, ek eers so ryk wat gaan aan, weet. Dan sy ryk niks nie. En een middag kom sy van die werk af en daai tyd broers en susters was daar nog nie so iets soos na ure wat jy kan gaan drank koop. Maar die ouens daar in Libanon in die village het geweet as hy 'n borrel of iets nodig gehad het, kon hy daarna my huis toe kry. Daar was altyd 'n gewees. En Henta kom van die werk af en ek sit daar agter in die dak en die borrel staan so opgepaal, daai gemeentelede, julle weet mos. Ja. Hulle staan so opgepaal en soos wat ek sit, maak ek die borrel oop en ek gooi hom die brein af. Maak die borrel oop en haal hom die brein af. Maar min het ek daai tyd geweet, broers en susters, ek het nie baie geweet van manifestasie. Ek het eintlik daar 'n manifestasie uitgeplaas. En ek dank die Here dat die Here my werklik waar prys kan. Amen. Prys die Here. Dis moet sien as 3 jaar. Nee, 4 jaar. Hy was lief vir Vrijdagmiddag. Die drinkery was 'n duur storie. Want hy moes vleis opbraai saam terwyl hy drink. Maar hy praat van die engel wat 185.000 manne in 6 ure doodgeslaan. En hierdie engel is 86 meter hoog, 86.3 en ek kan Hans right nou hiernatoe. Ek sê Hans, dis een engel. Hoe groot is God? Ja, amen. Maar wat Amen. interessant is dan nie, so die wiskunde, so my wiskundige, weet ek baie wiskunde is, maar die wiskundigheid van dit is dat dit vat 6,8 sekondes om 50 man dood te slaan. So 6,84 of 6,8 sekondes en hy 68 km. As ek net dit by mekaar sit, dan as jy nou die getalle bietjie met dit speel, dan kan jy eintlik sien dat hierdie ou sy lengte ratio teenoor die spoed wat hy hierdie ouens groot gemaak het, jy weet eintlik net oorgebalanseer word. Die spoed, jy weet as ek klim te bou by een NFL speler, ek het 'n storie met hy oor Johannes 3:16 hier onder sy oog gesit met die een wedstryd wat hy gespeel het. En die een ou kom na die tyd na hom toe. En hy sê vir hom 'n paar jaar nadat hulle dit nou gespeel het, en hy sê vir my, jy verstaan nie wat dit eintlik beteken. Hy sê nee, wat dit beteken. Hy sê 31,6 miljoen mense nadat jy dit onder jou oog geskryf het, denk Johannes 3:16, daai aard gaan opsoek op Google. Hy sê die jaar wat hulle gemaak het, nou ek weet hierdie is nou ander aan die voet, 3,16 jaar wat hulle operasie op. Alles het so gelyk met 3,16 uitgedruk.
So hierdie is nou net vir my so, toe dit volgens sê, toe dink ek, Here, dit is net die grootheid. Maar net die Here gaan vir ons iets so presies uit eenheid sit en vir sy grootheid kom wys. Nie dat hy nodig het nie, maar omdat hy God is. En omdat hy weet sy kinders is geïnteresseerd in dit wat hy doen. Hoe lieflik is dit om te weet dat die Here tot in die fynste detail toe dinge van ons uitgewerk het, en ons kan net vanaand in oor staan oor die goedheid en die guns van die allerheiligste wat ons doen. Ag, die Here is wonderbaarlik, Here. Hy is groot en hy is gedig. En dit is so lekker om vanaand te weet, ek dien 'n God wat lewe. Halleluja, en hy wil ons hart doen. Ja, julle ons is staan met die verrigtinge. Ek gaan dan nou maar so word ons afsluit met gebed. En dan kan ons so lekker 'n waarskuwing gooi, kuier en dan Here, ons sê vanaand vir die baie dankie. Dankie vir 'n geseënde naweek wat ons kon gehad het. Here, dankie dat U ons deurgedra het. Dankie dat U ons beskerm het, dat ons almal weer veilig terug is hier in ons dorp, Here. Ek wil vanaand kom en vra, Here, waar ons jy mekaar uitgaan, dat U ons so diep en dig onder die kosbare goed van U sal hou. En weet